On this blykbaar maar 'n vreemde plek. Everybody's like, where's your light, was you from Brakpan? One thing I can tell you, don't get into a fight. So ek gaan kyk wat werklik daar aangaan. Brakpan in Afrikaans of in English is called dogfish. Ons leer die kinders reg van kleins af. As jy hond byt, byt hom terug. En like Brakpan volk of. Vlug. Ja, zeker. Ja, dat is correct. En scarabus. Verergerd te wees. Ons spring so bevat. So plus minus 38 km oos van Johannesburg sal jy 'n mynersdorp aantref wat sy reputasie vooruitgaan. Brakpan. Alles het begin op die Elofse plaas, Weltevreden, waarop 'n brakwaterpan geleë was. En toe word steenkool op die plaas ontdek. Gou sou 'n myn volg en toe, veral na die ontdekking van goud, die mense. Die dorp was eers vooruitstrevend, maar toe die steenkool en goud begin opdroog, het die dorp se agteruitgang begin. Vandag, as enige iemand vra oor Brakpan, sal jy goed hoor soos boeties trou hier met sissies, en dan die mense hier heeltemal te veel drink, en dan die rook uit mekaar uitdonder. 'n common plek, sê hulle. Vir dekades al is daar grappies oor Brakpan. Veral deesdae met sosiale media is daar letterlik dosyne memes oor die plek. Daar is ook 'n hele paar video's oor Brakpan wat boerse baie views kry. Dat sy Salom Brakpaniete. Welkom in die noordpool van Brakpan. Toe my girl smeek my al verlang om haar op 'n game drive te vat. So toe vat ek haar nou maar op 'n proper se Brakpan game drive. Wow. Hy koeks. Is jou pa plammer. Sy lyk soos 'n drol. 'n Ouetjie van Brakpan genaamd Bokslagter byvoorbeeld. Sy video's oor die plek is baie gewild. Nou waar om jou eie dorp teiken? Ek dink Brakpan is the joke of all jokes reg oor die land. Almal maak 'n bespotting van Brakpan. Almal dink Brakpan is die kommerste plek in Suid-Afrika. So ons het net gevoel, ons bly in Brakpan, ons is trots op Brakpan. So kom ons spring nou maar op die bandwagon en wys die land hoe Brakpan dan nou eintlik kan wees en ons sit 'n humoristiese twist op dit. En ek dink my persoonlike beste grap wat ek al gehoor het van Brakpan is, as 'n Brakpan boetie of sussie nog getroud is en hulle skei, is dit nie die einde van die wêreld nie, want hulle bly boetie en sussie. So dis maar die jokes wat mense hoor. Alles is weird in Brakpan. Die vrouens is weird, die kinders is weird, die dorp is vreemd. Veral Brakpan word geskei deur 'n treinspoor. So voor die treinspoor is jy nog shop, maar as jy deur die treinspoor gaan, dan sê die mense gewoonlik jy het jou paspoort nodig en het jy jou geweer reg en al van dinge ryk 'n bietjie hand uit. 'n Video wat onlangs heelwat traksie gekry het op sosiale media, is die van twee latte in 'n warm golfie, wat duidelik baie beïndruk is met hulle wiele. Almal wat dit gesien het onmiddellik besluit die twee is van Brakpan af. Intussen is die drywer as Pieter Moster geïdentifiseer. Ons het 'n Porsche, twin turbo, C20XC motor, weekends, nee, net 'n rechtcounter en 'n petrolbeltjie en 'n heatcase. Ja, lekker. Julle net gou 'n idee gee hoe die ding se fucking voel is. Okay, hou aan. Yes! Okay, ek is weer, sien julle hoe trek die kamera terug? Op computer top, hierdie wat sy in sy gesig nou, wat werklik. Sien julle hoe trek sy nekkie? Lyk sy rinkels in 'n bos. Daar is mense wat dink ek kom van Brakpan af. Maar ek is nie van Brakpan af nie. Ek was nog nooit in Brakpan nie. Ek is van die Vrystaat, van Welkom. Dis waarvanaf ek is. Ek en my vriend Jason het die middag gekuier. Eintlik, dit was eintlik 'n Vrydagmiddag geweest wat ons gekuier het en ons het 'n ander vriend van ons se Corsa gevat.
En ons wou eintlik die doel was net om nog bure te gaan koop. Nou sonder sy wete wou ons vir hom 'n videoetjie stuur om vir hom te sê waar sy kar eintlik is, want hy het altyd die sleutel in die kar vergeet. En toe het ons nou die korsuitjie gevat en ons is pad af met die ding. En een ding het nou die ander gelei en toe maak ons nou die videoetjie, stuur dit vir hom en ja, so het dit nou gesnowball. Baie mense verwar die situasie dat ek eintlik die hele tyd 24/7 so is en dit is nie. Dit is maar net as ek kuier of bietjie te kere gaan, dan begin die regte ek karaktertjie nou uitkom. Daai woord pommen. Daar word gesê dat die mense van Brakpan pommen is. Maar wat presies is pommen? MC Schoeman is al vir dekades die etiketkenner in Suid-Afrika. Sy sal mos weet. Hoe voel? Pommen is nie genetika nie. Dit is gebrek aan aandag van jou ouers wat nie meer tyd het om met die kind deur te bring en mooi reg te help nie. Dis maklik om pommen te raak. Dis nie moeilik nie. Jy trek verkeerd aan, jy drink te veel, jy lag te hard. En as jy jou donker en as jy pommen en om weer van daai naam miskien ontslae te raak, is nie so maklik nie. Wat vreeslik kommen is daai pink vark, sementvark in iemand se tuin. Doen jy dit as jy 'n onaangename buurman het? En wat van die groen sementparra? Ja, sulke goed. Dit is dan 'n bietjie kommen. En dan om Engelse woorde tussen Afrikaans in te sleep. Of I was so thrilled. Nee, magies. Jy's opgewonde, jy's in jou skik, jy's in jou noppies. So wat is waar oor Brakpan en wat is nie? Ek was in my lewe net een keer in Brakpan en het besluit om self te gaan kyk wat werklik hier aangaan. Ek is Rian van Heerden. My trippie begin kort op die akker van twee broers, Joseph en Matthew Perry, wat onlangs Brakpan besoek het en wie se video oor hulle kuiertjie daar onmiddellik viral gegaan het. So what do you guys think like Brakpan is like famous for? Yeah, definitely. Like, you won't come in Brakpan and like, hey bro, let's go come. You'll get moved straight away. All the good people say Brakpan. And everybody's like, where's your life? Because you're from Brakpan. You must always expect the unexpected in this town. Like, your wife leaving you for your best, for your brother. What? This side of Brakpan, like Dalview side, it's actually cool, chill, quiet. But then as you go from the railway, go that side. Ooh. One thing I can tell you, don't get into a fight. Yeah, basically everyone knows Brakpan. Like Brakpan's worldwide. Yeah, But famous. we hadn't seen that much media about it. Yeah. So it was one of the places we're like, bro, let's just like book our flights from Cape Town, let's head to Brakpan, let's see what it's about. Like look, we were a little bit scared, to be honest. We were scared to go to Brakpan. But he fights, but that's real. Yeah, so that was one thing that we can confirm. Yeah. Basically everyone we spoke to said like, don't cause like don't fight here, don't cause problems. Yeah, it's don't- like we will get in a fight. Don't come to Brakpan and cause trouble because you will get murdered. I think Did I say that right? Mood. I don't know. By the way, we don't speak Afrikaans, so like, please forgive us. Give me a few tips before I go to Brakpan. Say you're related to Rassi, that always works. Rassi Erasmus. Immediately out of the fight. In fact, everyone will join your side. after you say that. That's a good one. That's probably the number one. I think number two is always expect the unexpected. Yeah. You don't know what you're gonna find. It's gonna probably be good, but it could be bad. So, Or just probably drink it out. Put on a vein and coke and you won't feel it. In Brakpan sal jy 'n interessante karakter aantref. Nie net is Rudolf Herbst een van die vele mechanics in die dorp nie, maar hy
is ook 'n kenner van die plaaslike geskiedenis. Ek het hom in Jan Smits Park ontmoet by Amsterdam, waar brakpan na oorlewing sy naam gekry het. Deesdae het die hyasinte oorgevat en jy sukkel maar om 'n stukkie water te kan sien. Hoe groot is hierdie dam? Kyk, jy sien aan die rand. Slaap, jy sien daar die rand, hè. Maar hoeveel liter hy vat, gaan ek jou nie kan sê nie. Holy crap, alright. Ja, hy gaan te doen, kan jy sien waar die rietok is, presies so. So ek gaan aanneem die oom Elof, sy huis was seker nou daar, op die pal. Presies net daar. As jy by huis gestaan het, as jy regtig afgekyk jy so op die dam, op die brakpan daar. Die naam brakpan, nou die pan, ons het nou, maar nog meer established, die oom het nou die pan gesien. En toe sy plaas begin brakpan doen. Dis die aanname, ja. Ja, dis die aanname, maar ek dink ons is reg. Ek dink ook so. Maar nou die brak, dit was die water gewees. Die water, ja, verdamp het in wintertye, dan bly die wit brak, bietjie watertjies oor. Hy was nie so standhoudend soos nou gewees, hy het letterlik amper leeg geloop in wintertye. Kan hy gewoon al so nou sê, al wat hier is net hierdie brak en brakpan. Ja, ek kan dit ook al weer nog langer as jy het noem, hè. Ons moes nou hier van die perd af geklim het. Maar ek wil ook vir jou sê, hier en daar is daar ou wat sê, as jy nou een keer die water gedrink het hier, dan gaan jy nie wil weg nie sommer weg nie, ja. Ek het al oorweeg al weg te gaan, maar dan kom ek maar net weer terug. Hoekom het jy teruggekom? Die water. Wat is die water? En ek is die water, ja. Soos ek nou vir jou luister, ek moet na die Mindam gaan kyk, of ek ou kragsentrale, of die waar die colliery was. Dis omtrent dis wat dit is, ja. Yes, en jy kan ook op 'n woensdag aand of op 'n sonderdag aand daar by Brakpan Huisveld gaan joh. Ja, dan kom hulle van wyd af. Ja, daar by Hulle pekla het, daar by die Rock sal ek gaan, verseker. Omdat jy gaan, as natuurlik ons casino hierso. Maar ja, maar ons casino maar dit jy maar oral wees. Maar nou weet ons hoekom die mense so baie suip hierso, want daar's niks om te doen. Dit is omtrent so, jy kan omtrent net drink, ja. Ek het opgetel hoeveel grappies daar is oor brakpan, maar almal het min of meer dieselfde tema. En dit is, die plek is kom. En soos Rudolf, die plaaslike geskiedenis-ekspert is ex-polisieman Stolla, die plaaslike brakpan grappie-ekspert. Daar is die man homself. Hallo Rian. Stolla, Jan Stols, aangaan met kennis. Rian, van hier dan. Aangaan met kennis, lyk ek ken. Dit lyk te ken uiteindelik. Ek hoor jy het 'n arsenaal brakpan grappies. Ek het nog al redelik baie grappies. Ek is hier by die grappies. Kom daar in. Nee, Sorry as ek voorstap. Hulle noem ons wat nie meer 'n meisie in brakpan wat met 'n wit sweetpak loop. Die bruid. Ja. Ja. En iemand in brakpan met skoene aan het? 'n Besoeker. Nou maar jy's 'n besoeker. Julle ouens, hoe voel julle oor die grappies? Daar's nie baie grappies oor brakpan nie, daar's net 2. Die res is die waarheid. Nee, ek grap net. Nee, weet jy wat is dit is soos Chuck Norris. Almal vertel ons hierdie Chuck Norris grappies. Want sien wat hy's 'n goeie en hy's 'n bekende ou. Dis dieselfde soos brakpan. Brakpan is 'n goeie plek en is 'n bekende plek. So weet jy wat? Hulle praat oor ons want ons is eintlik 'n goeie plek. Ons het gehoor die fights raak rof. Nee, se brakpan is 'n goeie plek hoor. Maar jy was mos polisieman geweest. Jy weet mos hoe rof raak die fights is. Ja, kyk is wat brakpan hotel nie Fred Vegkop genoem nie, weet. Vegkop. Ja, Vegkop. Die brakpan hotel, bestaan hy nog? Hy bestaan nog, is nou dan nie so rof soos dit was nie. Die storie gaan dat die fights was al so groot geweest in Brakpan, spesifiek 'n paar jaar gelede dat die weermag moes al ingeroep geword het om 'n fight te stop. Ek was die aand aan die. En wat het gebeur? Hoe dit begin? Was deur 'n meisie? Dig, seker maar 10 teen is ons altyd oor 'n meisie. Kyk wat Brakpan meisies is baie mooi, né? So die fights is ekstra rof. Ja, kyk die fights is ekstra rof. En toe daar kom toe sit so 'n blok en 'n half, 2 blokke wat dit net. Ek meen ons het maar 4 of 6 polisiemanne. Ons het die honde net geroep. Ons kan nie alles beheer nie. Mans, vrouens, oud, jonk. Nee, kyk, die mekaar. Honde, katte, mans, vrouens, kinders. Ja, nee, hulle het vir mekaar gemoer. En toe bel julle die... Toe roep ons, jy weet maar kyk, die army, ons het nog daai tyd met hulle baie kontak gehad, jy het ons so veel maandkampers gehad en so aan. Toe ons hulle groep en sê, julle gaan nou kom help, want ons moet 'n paar ouens nou hier wegkry. Dit is jy hiervan, dan slaan 10 ouens mekaar daai kant, en as jy daar 10 ouens wat slaan 20 ouens mekaar hierso. En dit was regtig grof geweest. Die een ding wat ek nou gesien het,
terwyl ek nou hier was, is daar's ongelooflik baie karwagte. So ek neem aan julle het nie so baie karwagte nodig nie. Glad nie, ja, glad nie. Ja, ek het ook al gedink hoekom so baie karwagte is. Die ding is, omdat die ouens in Brakpan nie karre het nie, het hulle altyd so gestaan en kyk. Sy sê ook in karwag, dan gee hulle maar vir my 'n tip, jy weet. Hy droom maar oor jou kar, jy weet. Ek kan bietjie na jou kar kyk, jy weet. So ek dink dis van die karwagte het die ander ouens nou gesien, maar dis 'n goeie geldmaak storie. Bewonder eintlik net die kar. Ek bewonder hom eintlik, maar jy net 'n karwag nie, want dit iemand jou geld hy's 'n karkyker, hy's nie 'n karwag nie. Karkyker. Hy's 'n karkyker. Dit is soos 'n hy's soos 'n geroofkyker. Hy's 'n karkyker. As jy in Brakpan se hoofstraat voor Trekkerstraat afry, kan jy een drankwinkel nie mis nie. Die plek is duidelik gewild as jy so kyk na berge leë krakke bier buite. Hoe sê hulle, when in Rome, so ek het gestop vir 'n knertsie vir later. Dis meer drankwinkels as enigiets anders hier in Brakpan. So drank is vol. Kyk, ja, as ons altyd daai storie van jy kom van Brakpan af en jy ry 'n Ford V6 met die 2 liter Coke en 'n liter brandewyn in en die chassis moet gedrop wees en daai tipe dinge wat nie nooit die waarheid is nie. Meneer. Ja, nee, fok. Ja, nee, fok. Ja, jy kan dit weer sê. Is hierdie 'n brand? Magte, obviously is dit. Ja, van Brakpan nog. Ja, nee, fok. Ek loop nou hier af. Ek het in my lewe nog nooit so 'n verskeidenheid brandewyn gesien. Ja, jy kom Brakpan toe, dan sien jy dit. Wat is die nommer 1 verkoper hier in die drank? Bier, Black Label. Ja. Dan Vishnu. So brandewyn is tweede. Toe ek nou hier aankom, dit is kratte. Bierkratte Ja, hier buite. dis bier, alles bier. Seker 600 of iets. Ek weet kratte. Baie. Maar daai is leerbottels daai. Want toe gaan al die bier. Ja, nou die mense se mag. Se beens. Ja, ek gewonder. Kan ek 'n sakkie kry asseblief met? Jy kan, ja. Laat die mense net nie sien ek loop hier uit met 'n bottel brandewyn. Maar hierso almal drink, tot die predikant drink. Ja, hy kom ook hier na. Ja, ja. Is dit nie? Die predikant kom koop. Wat drink hy? Brandewyn. Hy seker whisky. Hy bietjie Very fancy, yeah. It's not yeah, it's not a run of the mill. Dit is lekker om jou te sien. Dankie vir die dopie. Dis 'n plesier. See you again, Manny. All right, enjoy it. I probably will see you again. Okay. 'n Man kan natuurlik nie die heeltyd net rondry nie. So ek het my brandewyn gebere en gegaan vir 'n stappie om die plaaslike bevolking te ontmoet en oor hulle dorp uit te vra. Wat is jou opinie oor hierdie plek? Want daar's natuurlik baie grappies oor Brakpan. Kyk, is die Brakpan self nie. Ek dink meer dit is die mense in Brakpan wat hom 'n bietjie 'n ander naam gee, want almal kom hier na toe want hulle voel asof dit huis is. Ek dink dis die lekkerste dorp. En ewen as jy in die dorp gaan stap in die middendorp. Dis ek dink Brakpan is die skoonste dorp in die Oos-Rand. Ek het 'n groepie vriende wat boeties en sissies is, maar ook negties en andersies is. Nou, hoe werk dit? Hoe werk dit in Brakpan? Hoekom is dit so? Nee, ek weet nie, ek dink dit is maar 'n trend hierso. Is dit trend? Ja. Môre. En ek sê kom van die werk af. Ja. Ons het skurwes hierso op, ons het nie ordentlik is. Julle het skurwes. Skurwe wat? Mense of? Skurwe hoere. Skurwe hoere. Jy gaan opnieuw nie weet, dit is die waarheid. Vir hierdie dorp is dit baie lief. So nou, as niks fout met die dorp nie, is amper soos die blou belaar. Niks fout met hulle probleem met die sporters. Ek is nie van Brakpan af nie, ek kom ons van die Noordwes af. Ek was nog nooit in die dorp behalwe dis my eerste keer, eintlik my tweede keer. Maar sover het ek nie enigiets gesien om te sê van die plek nie. Al haar vriende is almal mamas. Wat? Al jou vriende is maas. Jy was laas jaar in matriek. Yes, ek kan nie verstaan hoekom het hulle altyd sulke lelike grappe oor Brakpan. And they call it dog pan, a dog dish. I always know that Brakpan
in Afrikaans of in English is called dogfish. Bekend. Slaat oor see. As jy daar oor see praat van brakpan, dan wil hulle weet waar's dit. Brakpan is alright. Net so nou en dan die paar draggies wat hier rondplaal, maar as jy hulle nie pla nie dan. Maar hulle sê Brakpan is 'n rowwe plek. Ja. Ons daar baie fights. Ja, baie fights. Mense bly maar weg. Ja, jy trek nie eens af in waar dit nie nodig is nie. So waar is die fights? Meer by die hotelle en so. Ons bly net, die hotel is net oorkant ons, so. Wat hier in Masonic? Ja. Okay, so die fights is daar. Ja, daar's baie sports. In die einste voortrekkerstraat is daar 'n man met 'n pawnshop wat sy video's ook viraal gegaan het. En ek moet erken, ek het dit ook gekyk en geshare. Maar wragtig, om 'n liter brandewyn deur 'n trechter te drink, sit nie in elke man se kortbroek nie. Ontmoet Ratkas. Hoe dit gebeur? Wat is die agtergrond? Iemand jou gedeer, wat? Ja, hulle het my gedeer R500 ek sal nie kan doen nie. As daar rand te maak is ek daar. Jy bebliksem. Was hy enige nagevolge vir dit? Nee, net my populariteit het gevlieg. So. My populariteit het nooit heavy gegroei. Dis waar my social media begin het. Vertel my, jy het so 'n amazing storie oor mense wat hier ingekom het om goed verkoop by die kappel. So ek het eendag by my veiling perseel gesit, ook hier in Brakpan. En die ou het my gebel en gesê, kan hy goed inbring? Ek sê, ja, natuurlijk. En hy kom toe daar aan met pakkievragte goeders. En ek sê, dis jou huishoudelike goed hierdie. Hy sê, ja nee, hy sy vrou beklei. En ek praat van halwe seepal, kos in die yskas, alles. En toe alles nou verkoop is, net toe het hulle opgemaak en 'n halfte van hulle geld by Masonic Hotel gaan uitdrink, jy weet. So, ja. So wat is die vreemdste ding wat iemand al hier aangebring het om te verkoop? So het 'n ou pak dildo's aangebring, so 2 gebruiktes en 6 nuus. En ek het nogal hele geld op dit gemaak hoor. Ja. Moet jy geweet is gebruik, was dit nie uit die Ek boks? seker 'n witring opgehaal. Nee. Ek's raak. Goeie vader. Wie koop 'n gebruikte dildo? Want ek het goeie geld op dit gemaak. Ek het eendag wat ek bel en sê ek luister ek vir 'n bietjie toys en kom haal het. Met al die waarskuwings oor 'n man wat gebliksem kan word in Brakpan, het die keer besluit om maar ou ietsie vir beskerming by Ratkas se plek te koop. Hierdie enetjie. Hallo. Wat is sy prys? Terwyl ek in Ratkas buite staan en gesels, kom maar 'n ekstra warm kar aangery. Woe! Dis wat gaan aan? Wie is die man? Dis my vernoot Herklas. Hy sit hom ook vol. Jy moet my nou net die storie vertel van die kar. Reis jy met hom? Net so nou en dan. By die Rocco, Ja, dan altyd maar sien vir jy. Maar jy het hom so opgebou, Ja, alles gedoen. op jou eie. Ja. Wat is die storie met die vin agter? Dis maar net die mooiheid sal ek sê. Lyk mooi. Ja. Maar hierdie ding is warm. Hy hoor dit, ja. Ek dink die vingers as jy nou checkers toe gaan, jy het nie 'n tron nie, kyk sommer die kar stoot. Jy mag dan dink dat 'n warm kar 'n kar is wat gesteel is of te lank in die son gestaan het. Maar hier in Brakpan het 'n warm kar 'n ander betekenis. Een van die instellings in Brakpan is Johnny die Barbier, wat in John Foster se dae al hare gesny het in Brakpan. Die plan was om daardie aand 'n bietjie uit te gaan en die naglewe te beleef. En 'n man wil daar netjies lyk. Hoe is ek in Brakpan?
Kalimera. Ek kan nie. Sit dan. Ja, gaan dit goed. Hoorie, kan ek net 'n haar sny kry en in die baard 'n bietjie trim? Net so dit wil. Dan wil ek bietjie meer praat oor brakpan. Ja, net alright, ja. Kan ek hier sit? Ja, sit. Môre was. Hallo gaan dit? Alright, jy? Nee, nie jou jongens wat. Dis 'n regular ding man. Nee. Ek gaan my manier sny. En tell me if you like it. Okay, dis reg. O. Want jy nie was eers nie, dis nie dat maar. It's alright, don't worry. Maar jy sny nog steeds hare. Jy self. The one me to cut it. Yeah. I'm not allowed to say. The doctor says stop. Oh, yes. Well, here in the nerve inside, yeah, both sides and the bottom, that's a wet 100%. Oh, yes, but Well, then the nerve collapse. But I don't want to kill you with the last. Ek gaan nie nou doen, gaan nie. Last haircut. What is your opinion? Your opinion about brakpan? What would you say about Wat ek sê dan, it was the best in the world. I've been to Toronto, I've been to America, Chicago, Philadelphia, Miami for 2 days. This book is here, this was the best in the world friendship-wise. En ek ken mekaar, you know Johnny, you know the heel brakpan. The braktak. Maar nou, hoe lank is jy nou al in brakpan? 57 years this month. 57 years in brakpan. You never wanted to move, you were happy here. No, I've got a big house, I've got a fantastic house in the best area in Brakpan, Israel, Sonneveld, they call it. En dan sê je dan water gedrink. Ja. Je zal nooit weg van Brakpan. Je zal na jaren, en ik weet mensen na 52 years, they're back to Brakpan. Ja. Moet ek nou so gaan? Nee, niks. Loop. Net so sit. Nee, net so sit. Wat is jou surname? Mitsuris. Mitsuris. M-O-U. M-U, Moots? M-O-U, not a U, Moots. Mutsuris. Yeah, Mutsuris. Mujuris. Yeah. Mujuris. Yeah. Do something here. Don't worry about this, Pakulana, man. I like your friendship. Yeah, I love my thank you. You really did a great job. Thank you very much. Gooi nog een dop, je is een beter leven. Ik ga nog een paar doppen gooien in brakpan, John. Daar is een plek, zoek jij in. Ja, nee, niet nou een dop niet. Kom, ik het alles. Ik ga jou gewoon eens een dop drinken. Ja. Wat je? Oh. Cheers. Op jou. Nice to meet you. My new friend. Guys, make it 10 sometimes. Ja, zeg. Ja. Bijna. Pleasure. Nou zo direct, Frida. Vrijdagmiddag en sien jy, okay, daar is die borrels weer vol. Wie gaan die brandewijnborreltjies uit? Val Vrydag en Saterdag rol en weeslik. Altyd baklei Ja, maar altyd 'n gejaag ry met karre, die ouens met hulle vinnige karre wat hier op en af jaag. Op en af en voortrek. Ja. Sien ons nou rondloop en jy sien 'n paar blou oë in die gesig. En jy sien die gesig is opgeswel, maar jy weet die ou het 'n goeie aand gehad, jy weet. So maar die volgende dag, ons is weer dieselfde, jy weet, dan gaan hulle weer aan, help mekaar, sorg dat hulle aan, en so niks gebeur het. En ek het nog nooit tegengekom dat die mans beklei hier, so hulle sê die mense beklei nie. Ek het nog nooit tegengekom. So, miskien is ek gelukkig. Ek bly maar nie kaak nie, bly die kaakie. Nee, dank ek gaan nou hier en jy gaan nou fight kom. Nee. Jy is welkom daar. Baie mense dink ook brakpan rof. As leer die kinders reg van kleins af. Van kleins af leer jy moet vir homself kyk. As die hond hom byt hom terug. There's this perception everyone that's on the street uses drugs. Yes, that's true. Is that true? Yes. Including you? Yes, our own life. It's nie drugs nie, nee. Dit is nie, dit is moeilik om werk te kry. Nie, Ja, mense gee nie of sommer net 'n kans nie. Ja. Maar ons bly lekker, ons voel veilig. Niks fout met Brakpan. Ek sê nie so bly tot ek doodgaan. As my dorp nie. Ek het hier nie gebore en maak maar hier begrawe word eendag. Ek like Brakpan volk op. Niks, ek like vat nie. Al oor waar jy gaan in hierdie land. As jy praat van Brakpan, die mense het baie te sê. Laat hulle maak die grap is wat hulle wil maak, so. Ons ouens sal die bly doen wat die waarheid is. So hulle kan maar maak en sê wat hulle wil.
besigheidslede in Brakpan, Rian van Sail, is baie toegewyd aan sy dorp en help gereeld om die gras te sny as 'n trim iewers benodig word. Vandag help hy uit by die plaaslike rugbyklub. Nou, die laaste keer wat ek in Brakpan was toe ek geswat het. 'n Vriend van my het hier gebly. Hy het altyd gepraat van die pannemanne. Nou kom ons nou hier deur. Kuier by sy maale en ry ons weer. So dis nou jare sedert ek laas hier was. En sedertdien was daar nou iets so sosiale media. So daar's memes en daar's grappies. Ja. Hoe voel julle ouens oor al die memes en die grappies oor Brakpan? Die grappies is nie rarig Brakpan. As jy in Brakpan bly, Brakpan is 'n arm gemeenskap. So baie van die mense is arm. Hulle het nie geleenthede wat ander mense het nie. So baie van die grappies kan jy maar sê ja, dis as gevolg van dit, maar grappies soos baie van die ouens trek overalls aan dan dink die vrouens hulle almal weg. Jy weet dit is nie regtig so nie. Maar die grappies maak Brakpan. Maar daai ding van kom en tap met mense hierso in Brakpan. Dis waar eintlik die grappies oor gaan. So die oomblik as enigiemand vals sin of as 'n een met 'n vin agter op sy kar, dan moet hy van Brakpan af wees. Dit moet tog seker iewers vandaan kom, was seker 'n bietjie waarheid daar. Ek het 'n vraag op my kant. Well, then, there we go. Wat van die ander ding is fights, bekleierery. Jy moet nie na sekere ure in Brakpan in 'n bar wees nie, want jy gaan gebliksem word. Hulle sê so, ek gaan nie regtig baie uit in die bars toe nie, maar dit gebeur. Maar dit gebeur nie net hier in Brakpan, dit gebeur oral. Maar ja, Brakpan, daar staan ouens wat, as jy wat sê, ouens dan Bobby, Snapvaarter, hy bly ook in Brakpan. Dan kyk, glo my, as ek hom in 'n bar kry en hy staan daar so, ek gaan 2 keer dink voor ek vir hom iets verkeerd sê, want ek dink sy knap op brand. Het kan nog nie waarheid wees. Ook in die werkskap by die rugbyklub is 'n man wat duidelik nie goeie maats is en skoene nie. Wat sê is die attraksie in Brakpan? Wat doen mense nou oor naweke en so? Jy's nie baie wat in Brakpan aangaan nie, soos ons maar, ek praat net van myself en my kinders. Ons kom maar rugbyklub toe, en kyk ons na die rugby hierso. Okay, so rugby is een ding, rugby is groot in Brakpan. Dis korrek. Die grootste game van die jaar, wat se game is dit? Die grootste game van die jaar is Brakpan en Springs te mekaar hierso. Daar's die hele Brakpan hierso. Die hele Brakpan, die hele community kom kyk net na daai game, want hulle weet daar kan dalk 'n surprise vir hulle wees. Wat is 'n surprise? Ek het nou 'n ou ontmoet wat vir my gesê het, sy vrou gaan lekker gemaklik kaalvoet winkel toe. Ek sien jy's ook lekker kaalvoet hierso. Ja, dit is wat ek sê, ek is besig om te werk. Ek hou daarvan, ek hou nie om van met skoene te werk nie. Dit maak my net dat ek rustig voel. Ja, dis altyd so. Jy moet die grond onder jou voete voel. Jy moet die modder se tussen jou tone kan deurdruk. Iemand het 'n ruk gelede 'n video met my gedeel van 'n fris vrou wat aan die armdruk was met 'n man in 'n kuierplek. Ek het uitgevind dat die vrou in die video een van die plaaslike uitsmyters is met die naam Hester Kroukamp. En natuurlik sou ek haar in een van die plaaslike gimnasiums aantref. Esther. Rian! Moet wees. En die ander vrou wat so gebou is soos jy nie. Hoe lyk dit? Gebou daar. Wat van hierdie goed tel jy met gemak op? 20 kilos. Ja, ons kan die 20 kilo optel, as wil jy een probeer? Ek dink ek sal nog kan. Ja, ek snap nie Christus, vat jy die puntjie. Wat gaan aan met my? Mok so. Doe dan tel jy maar met al twee hande. O, Jesus, so sê ek van is. Daar sy. Yes, alright. So die storie gaan dat jy is 'n bouncer iewers hier in Brakpan, is dit waar? Dit is 100% waar. Waar bounce jy? By Roastery. Dis 'n restaurant hier die dag van ons 4 uur word te pak. Suip is 'n groot ding in Brakpan. Mense drink geweldig baie hier, so is dit waar? Erg. Elke Vrydag as hulle tyd kry, jy kan gaan kyk, die bare is vol. Oral in Brakpan. Oral, as hulle nie braai nie, drink hulle. En dan daai hulle in die poortrekker weggehaal. Ja? Daai 16-jariges met hulle City Golfies, geboorde airbox, drop suspension. Die sound is meer werd as die kar. Nou daai
daai ding van waar 'n fight begin. Dit begin altyd met iets wat gesê word. Ja. Wat se woorde, wat se sin begin gewoonlik 'n fight? Wat fucking kyk jy? Dit is die meeste algemeenste ding in 'n bar. Wat fucking kyk jy? Ekskuus my Tom, maar dit is hoe dit in die bar gaan. Nie kyk jy vir my meisie nie. Nee, dis prontheid. Wat kyk jy? Dan gaan nou naderloop en sê, wat is jou probleem? En dit is nou waar dit begin. Dis stupid. Dan moet ek jou vra, wat is die verskil vir jou tussen common en tap-it? Want common en tap-it word altyd gebruik wanneer jy praat van brakpan. Kom ek sê vir jou wat's common. Wat's common? So nou die dag het ek actually geloop. Ek kry dit baie, ek weet nie of wat, omdat dit is dat ek so lyk of wat nie. Maar gewoonlik naweek as ek klaar gegym het, as ek met my gymklere in die mall of ek is dorp toe of wat ewe. So as jy oor die pad hardloop, dan kom maar elkaar by. Hey, jou lekker dam! Daai vir my is common. Ek noem dit common. Vleit. Waar in jou lewe? Ek weet hulle skree dit vir my. Ek kry dit glad nooit. Maar as jy nou saam met Jim gaan hulle vir jou Nee man, ons lif. Ek wil net jy een keer met iemand skree. Hey, jou lekker ding. Ek sal reël. Wat is tap-it? Tap-it. Ja. Dis dan wanneer jy nou op 'n Sondag cruise na deur die dorp gaan. Nee, ry rustig. Ek ry eigen, so ek ry stadig. Ek kan vinnig ry nie. So nou, hier voor jou ry die mooiste GTR Skyline. Ek kan vinnig ry. Dan kom hierdie laaitjie nou weer met sy City Golfie geboorde airbox, drop suspension, sound, elke ding. Dis sound hier is distortion boxe. Dan trek hy nou langs daai GTR Skyline. Dan ref hy daai ding tot in die ref limiter. Ons gaan nou daais. Okay. Dit is tap-it. Ja, wel daais, maak ons nou nie tap-it. Dan maak jy 'n tap-it as jy weet daar gaan jy wegry. Oes. Dit maak jy 'n tap-it. Dis wat die ding is. Dit is wat die ding is. As jy weet ek gaan jou wegry en jy wil nog steeds daais. Dis tap-it. Oh, jy tap-it. Die sonnige sand in Brakpan. Ek het besluit om 'n padrol te waag. Gelukkig is dit nog vroeger, so daar sal seker daar nie al drama wees nie. Nou so. Man jy. Waarvoor sit jy? Gewere, wapens. Almal word gebliksem in Brakpan en sê eintlik so nie. Of was dit so?
Net later aan. Later in die aand gewoonlik as die mense paraat bly net, maar verder is hulle Dis nog 'n bietjie vroeg. Ja, baie vroeg. Dus, julle 2 gegaan en begin die kant. Ek gaan maar eerder vanaand huis toe voor die moeilikheid kom. Dan kan ek volgende keer 'n bietjie meer moed by mekaar skraap. Vir die wat jy geweet het nie, daar's ongelooflike baie rouddances in Brakpan. Ek gaan raai, daar is nie 'n ander plek in die land waar jy soveel opsies het om 'n skinkbord aan jou venster te kan hak nie. Selfs die oompie het 'n roudans. Maar as daar een plek waar jy pink in die lug kan tee drink, koekstryf eet en fancy kan wees, sonder dat iemand jou vuil uitkyk. Jassie, kom maar nou. Soos die ouma is gesê, jy vlot nie rond nie. Kyk plat nie. Kyk hierdie. Kyk hierdie. Dis nie hoor. Kyk Jy gaan vol wees hier, maar. Holy heavens, dit is Black incredible. cheesecake. Met very compact. Ek gaan aanneem jy het nie jou training hier in Brakpan gekry nie. Glad nie. Ek wil net vir jou sê, ek het nie verwag dat jy so 'n creation gaan kry in Brakpan. Dis nie die fancieste plek in Brakpan. Ja, dit is. Ek wil dit sê dit. Nou daar's 'n allerlei grappies oor Brakpan soos ons weet. Wat is jou gunsteling? Hierso loop die honde in groepe. Want daar is bang vir die kinders. As jy een van daai kinders. Ek was hier vandag. So nou, wat vir my interessant is hierdie is nie enigste amazing creations wat jy maak nie. Jy het 'n hele arsenaal van die goed. Hoe groot is die demand in Brakpan vir fancy kos? Dit is daar. Dit is, ons is redelik besig, ons is aan die gang. En ek dink, die ding is almal nou 'n passie daarvoor. As jy, almal hou daarvan om iets lekkers te eet. En ek sê altyd, jy eet nie, as 'n chef, jy eet nie net met jou palet nie, jy eet met jou oë. Jy wil eers die ding kry, dat jy gaan, wow. En ek dink, dis net waar my passie vandaan kom, ja. En die mense is, almal wat jy kom eet, is altyd, ja, hulle is stom geslaan. Die lekker ding is, as iemand moeilikheid maak in jou restaurant, jy kan homself uitgooi. Jy kan hom uitsorteer gou in die partyblad. Jy kan. Daar's allerlei wanopvattinge oor Brakpan. Nou, die eerste woord wat opkom is common en tappen. Dis die eerste ding wat jy hoor. As jy 'n meme sien, as jy video sien op social media, as dit hierdie ou seker van Brakpan af. Yes. So, hoe voel jy daaroor? Ag, mens is hartseer daaroor. Want ek dink dis 'n heeltemal 'n mispersepsie van die omgewing en van die mense. Ek sal wat hele paar jaar hier en die ding is, die mense is so mooi. Dis so omgee. Dis eintlik baie mense wat regtig net omgee, wat goeie hart het. So ja, dit is nogals, dit kan ek sê, dit is sad om te weet dat dit is wat aan die buitekant aangaan, maar aan die binnekant is dit eintlik is die mense flippe nice. Nou, maar ons moet ook net vir mekaar sê daai element is daar. Dit is daar. Daar is daai element. Ja, daar is. Kyk, ek dink jy gaan oral toe. Ek het al wel aangesien ek so baie getoer het. As jy weet, ek het vir 10 jaar lank getoer na plekke en jy sien dit oralste. En ek het al in die snaakste plekke gesien. Plek wat jy ook nie gaan dink nie, maar dit kom voor maar in baie areas. So ja, dit is mense wat nie daai respek. Sorry. Nee. Ons was een van die finaliste van 9.7 gewees, so by the way. Hoekom is hier so baie roudhouses hier? Ek het hier nie. Dit is 'n goeie vraag. Jy kry nie baie McDonald's en KFC's en sulke goed nie. Hier en daar. Ek dink ek het een KFC gesien in 'n hoompie. 2 KFC's in die hele dorp. Dis dit. Hulle is dit roudhouses. Okay, ja, daar's Ziggy T's en Casablanca. Hy is ek moet sê ek dink ongekorrek soos hy seker die tweede oudste cashbar of Roadhouse kan ek sê. Cashbar was die eerste en hy het daai heel onderdop uit al jare toe gemaak. Baie mense vertel my van Ziggy T's. Wat het jy gehoor van Ziggy T's? Dit is 'n Roadhouse wat 'n drinkplek ook is. Ja, sê. Ja, eet jy drink jy uit jou kar uit, so ja. Dit klink mos nou na die moeite werd om te besoek. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, all right here. Good,
ek is Bronwyn, ek is julle waitress vir die tyd in Wyl. Ja, sien, maar dit is nou die famous Ziggy Teams. Maar julle bring die trein en alles, dan sit jy dan. Brian, ek bring nou julle sous en julle mors. Kom met koud seer. Ja. En is dit tyd hoor. Ziggy van Wijngaard is die eienaar van Ziggy Teams en het die great idee gehad om sommer 'n roudans met 'n karaoke bar te kombineer. As die son water trek in Brakpan, kan jy hier kom karaoke en die locals wag al van vroegaand af vir 'n gratis show. En as jy goed is, breek daar sommer 'n dans uit. Hoekom is nie so baie roudhouses in hierdie dorp? Seker 5 of 6, ek weet nie, ek het op my tel. Ek weet dis 3, 4, 5. Ek sal nie weet nie, ek sal nie weet nie. Voor jy Brakpan toe gekom het, waar was jy? Ek was in Skunda, ook by Roudhouse. Ek werk al 30 jaar, 31 jaar vir in die Roudhouse kyk. Stories oor Brakpan. Ja. Moes dit gehoor het voor jy hiernatoe gekom. Ek het die grappe gemaak. Yes, maar dit daai sien verby. En ek reis voortrekker. Ja. So hier word van daai sien. Ja, dis 'n paar mooi warm karre wat hier so by kom, ja. Kom maar almal warm karre hier. Dis Brakpan. Dis maar hoe dit is hier. Check it. Hey. Ou jy nou hiernatoe kom, wat was jou kultuurskok? Want kyk die kaalvoet rondloop dan. Ja, ek 'n paar keer al gesien. Ja, kaalvoet rondloop. Die P-woord, die P-woord. Wat is die P-woord? En Black Label. Is daai 3 dinge. Daai is 3 dinge. Kaalvoet, P-woord. Maar mense gebruik dit, maar hulle is nog goeie mense. Brakpanners sit nou geleer. Brakpanners is goeie mense. Dis die een ding, want terwyl ons nou hier gestaan het, toe het 'n kar gevrek hierso. En skielik het almal help stoot. Dit duidelik die mense hier staan saam. Yes, definitief. Ek gaan nie twyfel daaroor nie. Ja, ek raak jous oor gaan die pad. Ja. Ek ry toe gaan gooi petrol in. Check die shit, ek het nou nie 'n kaart by my nie. Ek kan vra so 'n ou en 'n ou karretjie man. Vra hom kan hom net gou hier so staan en dan nie ek moet ry nie. Ek gaan net gou hoor kan daar klop gou vir die kaart kon kry om te betaal. En ek klop toe uit. Sê nie hoor man, hy sal sommer betaal. Ons waarom nou net R100, maar hy sal betaal, hy sal my sommer volg. Hoe nice was dit? En hy het my van geen kant af gekyk. Jy dan van 'n pizza gereël of iets as jy. Ja, botlike. Waarvoor wag hulle nou? Die Ja, vir Matthew om te begin en hulle dansie so neerval. So hulle die mense wag vir die dans om te begin. En dan hulle vasdans hier op en af by die Roudhouse. Op 'n Saterdagoggend het ons 'n man, 'n dogter wat hier na toe kom. En sy kan baie meer mans hier so in Brakpan Whites hoe om brandewyn te drink. Saterdagoggend. Wanneer vat die tannie haar eerste brandewyn? Seker soos 10:30 in die oggend. Ja, dan gaan sy deur. Ons brandewyn special is 4 brandewyne. 4 dubbel brandewyne. Dan stop hulle hierso, dan vat hulle 4 dubbel brandewyne. Dan eet hulle breakfast, dan vat hulle 4 en dan kom die pan. En dan gaan brandewyn en breakfast. Ja. Sê daai DJ moet aan die gang kom dat die partytjie kan begin. Natuurlijk wou ik dat ik check. Jacques, hierdie ding is joune. Ja. Yes. Ek het hom hoor aankom van die ander kant af. En nou moet julle twee nou op die reis trek. Well, okay, so julle het al pretty dieselfde liefde vir karre gehad van die begin af. Wat is die storie hierso? Die ding is, ek is 'n wenner van my pa. Ja. Ek bou karre van kleins af. En dit is my serie droom. Winter vroeg. Vanmôre is reeds 'n verjaarsdag. Wow. Ja. So, jy bou die karre oor in sy memory. Ja, maar ek weet dit is eintlik ook my pa. Okay. The Rock. Ja. So ek neem aan julle reis daar. Ja. The Rock het net die hoofd van op jare terug die grondpad, die Bago opgeskryf. So julle ry in 'n groepie. Ja.
op en af hier, in voortrekker. Partykeer doen ons 'n milkie rand, stop by Ravia, drink 'n milkshake, gesels 'n bietjie, ry op. Nou daai is julle twee mekaar al. Ja, ek het eers net vir 'n kap in die palle ry kyk, maar dan ek kom haal ek by. So jy sien nie sulke karre opdaag op 'n Vrydag aand iewers by 'n Roadhouse nie. Jy sien dit nie in Pretoria. Wat maak Brakpan uniek? Ons almal plat op die aarde, ons is nog gesport, ons almal game. Wat kry dinge lekker maak? Julle almal ken al die grappies en daar's mos baie memes oor Brakpan. Julle lag julle nou maar saam. Ek het nou gesê vir my as my bynaam Brakpan gewees, maar daar was baie lank vir my. Yes. Dis sê ontleis ons is lekker. Maar dis nie ding van julle. Julle is so relaxed. Julle is aanpassend. Die lewe is haas, dit is mooi. Ons almal gaan in dieselfde gat en dieselfde boks en dieselfde meters. Die jou is nie daar met goud nie. Wat is nie waar nie oor Brakpan nie. Kyk, mense kuier in Brakpan. Ons weet mense vat op in Brakpan, maar ander plekke ook. Dis nie skurf. Wat is die altyd nie so pan van as ons aan ander? Sê nou, kyk my vir hande. Ja, maar dis eerbare werk. Jy moet jou hande... Change job, is het op. As ons so by 'n situasie sal Brakpan val. Maar nou, kan ek vra dat almal in 'n kar klim en as hierdie goed net opstaan en op hulle hoogste fucking vlak laat ry. Net om dit te hoor te experience. Ek moet net hier staan en dit net experience. Ja, kom almal by mekaar. En ren die pad uit jou daar ry. As jy spreek, wat is die mense met jou daar? Dit is gaan. Yes, we're leaving. Come along. Ons het baie groep maar fights te met problems en ook vir al die vroue sit en rook het mekaar.